wat ons so in sy teenwoordigheid net kan span en ontvang. So ons maak ons gees oop, Here. Ons maak ons hart oop, sodat U kan bedien, dat die Heilige Gees kan kom. En Here, ons wil die ore van ons hart oopmaak, die pad na ons siel en ons gees, wil ons oopmaak, ons gedagtes, Here, wil ons vernuwe na U woord. Laat ons dit sal ontvang vanoggend en dat dit sal saad skiet en vrug dra, Here. In die naam van Jesus bid ek dit. Halleluja. Amen. Tjoh. Prys die Here. So. Voor ek begin, dit is wonderlik om iets seker al die nuwe screens te sien wat opgesit is, die speakers wat gehang is. En ons is dankbaar dat ons hierdie goeders kan hê. Jy weet, dit is net dit is nie wat die bediening van afhang nie. Maar dit help en is lekker om deel te wees van 'n gemeente wat kyk na hulle plek, dinge wil mooi maak. Kan ek 'n amen kry? Ons is deel daarvan. Maar ons sê die teenwoordigheid van die Heilige Gees is die belangrikste ding in ons lewens. Dit is nie projektors, dit is nie die klanke, dit is nie musikante nie. Maar dit is U en die begeerte na die Heilige Gees. So ons wil hom nooi om hier te wees. Help ons het al hierdie dinge en hy is nie hier nie. Amen. Dit is ons grootste begeerte. So, ons het verlede week het ek gekyk na 'n paar konsepte oor ons sondebewustheid. En wat om te doen met jou sondebewustheid en met sonde wat in jou lewe is. En ek wil vir julle sê, dit is so belangrik om met 'n vaste vertroue en 'n selfversekerheid in Christus te lewe. Om seker te wees, die versekering om te weet dat jy van jou sonde vergewe is, om te lewe in die ewige lewe wat hy vir jou gegee het. Om vertrou te wees daarin. Weet jy wat, ons is gered, ons is veilig en ons is verseker in die Here. Ons is verseker en as gevolg van wat Jesus gedoen het, leef ons met volslae selfmoedigheid en met selfvertroue en met 'n diepe versekering in ons lewens oor Jesus. Ons weet dat Jesus die Here is en dat hy die koning is en die heerser is. So, ek is gered, ek is verseker en ek is veilig. Kan 'n mens seker wees? Ek iemand dalk sê, "Wel, dis 'n overconfidence om so seker te wees oor jou saligheid." En dit kan selfs trots wees. Maar luister, ons vertroue is nie in onsself nie. Ons is nie selfversekerd nie. Ons is Christus versekerd. So ons vertroue is nie in wat ons gedoen het nie. Ons vertroue is in wat hy gedoen het. Is heeltemal 'n ander confidence wat ek het. I don't have my confidence in myself. I've got confidence in him. Through me. The confidence I have is the confidence of Jesus living inside of me. En die probleem met sonde is die volgende. Dit laat jou op jouself let en jou oë van Jesus afvat. En dis wat sonde doen. 'n Sondebewustheid. So ons lewe eerder in 'n sondebewustheid as in 'n geregtigheidsbewustheid. Maar op een of ander manier bly ons onsself sien as sondaar en as sondige mense. En weet jy, ons is nie sondaars nie. Dit is die plan van godsdienst. Dis wat godsdienst jou in wil hou. Jy het 'n goeie hart, jy het God lief.
maar jy bly net in dieselfde stryk. Want jy bly jouself as die ou mens te sien. Jy sien jouself nog as die ou. Die nuwe mens is die een wat geregverdig is. En hou aan om die geregverdigheid en die geregtigheid van Jesus op jou te glo as in jou eie sondebewustheid. Solank jy die triek koop van die vyand om na jouself te kyk as die ou mens, gaan jy gevange bly en nie uit sonde uit kan kom nie. Ek is so sondig. As God na my kyk, sien God net my sondes raak. Nee, wanneer God na jou kyk, sien hy nie jou sonde nie. Hy sien die geregtigheid van Jesus wat hy behaal het op die kruis. Sien hy op jou. So hoe kan ons verseker wees van hierdie tipe redding wat ons het in ons lewens? En dis waaroor hierdie boodskap gaan vanoggend. In Johannes 5 vers 13 sê die volgende: Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Sê bietjie dat ek kan weet. Hy sê ek skryf hierdie ding dat jy kan weet en glo in die naam van die Seun van God. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het. This is the confidence that we have in him. In Johannes 5:19 sê ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Ons weet dat ons uit God is. Al hierdie dinge is geskryf in die woord sodat jy verseker kan wees, dat jy kan weet. So, hoe weet ek? Hierdie is hoe ek weet. Hierdie is wat ek weet. Ek vat my Bybel in my hand. Het jy 'n Bybel daar? As jy 'n Bybel het, hou dit in die hand. Wie deesdae bring ons selfone kerk toe. Nie ons Bybels nie. Maar jy vat jou Bybel in jou hand en jy sê, hierdie is die ware woord van God. Hierdie is die enigste waarheid en lewe. En hierdie is die enigste volmaakte ding op hierdie aarde, geskryf deur onvolmaakte mense, maar geïnspireer deur 'n volmaakte Heilige Gees. Ons het die volledige woord van Christus. Hierdie dinge is geskrywe, sê die Bybel, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Nie is die hele ding. Ons versekering is nie in onsself nie. Dis nie in wat ek gedoen het nie. Ons vertroue is in die een wat dit klaar gedoen het. Dis die een in wie ek glo. Nie myself nie, in hom. Dis die ene wat ons alleen op hierdie aarde kan vertrou. So ek gaan aan julle 5 dinge gee waaroor jy seker moet wees, wat die woord vir ons leer. 5 dinge waaroor jy seker moet wees. Nommer 1. God wil hê jy moet weet dat Jesus ons verlosser is. Ons verlosser is. Paulus sê dit in 2 Timoteus so gestel. Hy sê, om hierdie rede lei ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het. I know in whom I believe. I know, en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Wat se dag? Die dag van sy koms. Ek is oortuig, ek is verseker, en ek weet in wie ek glo. En ek is oortuig van hierdie ding in my lewe. Paulus sê, ek ken Jesus. Jesus is nie iemand wat ek van weet nie. Jesus is iemand wat ek ken.
My getuienis aan julle vandag is om te sê dat Jesus Christus is die Here, die Meester en die Koning. Ek wil vir julle sê, Jesus is my lewe. Hy is my selfversekerdheid. He is my confidence. Hy is nie iemand wat ek van weet nie. Hy is iemand wat ek ken. Was daar in jou eie lewe 'n definitiewe oomblik waar jy Christus in jou lewe verwelkom het? Nou, ons vertroue is hierin, dat Jesus ons persoonlike verlosser is. Nommer 2 wat ons moet weet. God wil hê ons moet weet dat al ons sondes vergewe is. Hy wil hê jy moet dit weet. In Johannes 2 vers 1 tot 2. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Maar wat doen ek wanneer ek gesondig het? Wat ek moet weet, is dat hy, wat Jesus is my voorspraak by die Vader. Hy is die een wat namens my intree by die Vader. Wie is hy? Hy is die Christus, die regverdige, en hy self is die versoening van my sonde. Nie net my nie, maar vir die hele wêreld. So God wil hê, luister jy, dat al jou sonde vergewe is. Jy sien, want ons het 'n sondeprobleem. En as gevolg van ons sondeprobleem lewe ons in skuldgevoelens. En as gevolg van sonde is daar skaamte, en is daar spyt, en is daar verwyte in ons lewens, en ons leef met hierdie veroordeling, hierdie selfveroordeling in ons lewens. En die veroordeling bring 'n selfbewustheid, en nie 'n Christusbewustheid nie. Dit bring 'n sondebewustheid. En hier is my punt. Hou op om na jouself te kyk as die ou mens. Sien jouself in Christus Jesus. Hou op om na jouself te kyk asof jy 'n sondaar is. Jy is nie meer 'n sondaar nie. Nou dat jy weer gebore is, nou dat jy nuut is, sê die Bybel, is jy 'n nuwe skepping. Alle dinge het verbygegaan. Is almal wat hier is julle weer gebore. Hou op om na jouself te kyk as 'n ou mens, of die ou man, die ou mens. Van vandag af verwys jy na jouself nie meer as 'n sondaar nie. God sien jou nie as 'n sondaar nie. Ja, miskien gaan jy 'n paar swak dae hê in hierdie lewe. Want hierdie lewe is 'n reis. Maar luister, al het jy 'n paar swak dae, bly jy nog steeds die geregtigheid van Christus Jesus. Jy hou aan glo dat jy die geregtigheid van God is, al maak jy foute. Kan ek 'n amen kry? Al maak jy foute, bly jy glo dat jy die geregtigheid van God is. Dit is die ware ek. Die ware ek is nie die ou mens nie. Jy weet, die Bybel noem ons glad nie in die Nuwe Testament, noem ons glad nie meer sondaars nie. Weet jy wat noem hulle jou? Hulle noem jou heilige. Hulle noem jou heilige. Dis wat Paulus vir ons sê in 1 Korintiërs 1 vers 2, verwys nêrens ooit weer nadat Jesus gesterf het, dat die wat na Christus toe gekom het as sondaars nie. Hy sê ons was sondaars.
Maar ons is nou, hy sê so in 1 Korintiërs 1 vers 2, aan die gemeentes van God, wat in Korinthe is, aan die geheiligdes, I am made holy, ek is geheilig deur Jesus. Hy sê, ek skryf aan die geheiligdes. Dit is 'n groot noem, so ons noem nie mekaar geheiligde of heilige nie, ons noem mekaar Christene. Maar die bewoording van die Bybel is dat ons praat nie meer van ons as sondaars nie. Amen. Geroepe heiliges. En kom ons gaan terug na die tweede punt. So baie mense leef met onsekerheid of God hulle vergewe het. Selfs mense wat in 'n kerk sit, het nie versekering. Hy wonder, hoe kon God my vergewe het? Kan God ooit al my sonde miskyk? Wel, die feit is dat God nie ons sonde miskyk nie. Hy sien ons sonde raak, maar op wie sien hy dit? Hy sien dit op Jesus. Hy sien dit op Jesus, wie hy gestuur het, om aan 'n kruis te sterf, om versoening te doen vir ons sonde, sodat ons vergewe kan word. En wanneer hy na jou kyk, sien hy dit wat Jesus behaal het, namens jou, op jou. Sy mantel van geregtigheid is op jou. As hy na Jesus kyk, sien hy al die wêreld se sondes op hom. As hy na ons kyk, sien hy al Jesus se geregtigheid op ons. En sy bloed, die bloed van Jesus, reinig ons van alle sonde. En daarom, omdat ons ten volle en vir ewig vergewe is, kan 'n mens lewe sonder spyt en sonder selfveroordeling. Jy kan lewe met vertroue. Jy kan kyk na die toekoms, wetende dat Jesus gesê het, soos hy vir die krepelman gesê het, jou sonde is vergewe, staan op en loop. Soos wat hy vir die vrou gesê het wat in oorspel gepleeg het, hy het vir haar gesê, ek veroordeel jou ook nie, gaan en sondig nie meer nie. Dit is die gawe van geregtigheid wat veroorsaak dat ons nie meer sonde doen nie. Ek vernuwe myself na sy beeld, elke dag, dis hoe ek stap, dit is my proses van regverdigmaking en van heiligmaking, is om die hele tyd na Jesus te kyk. Dit beteken effektiewelik dat jou verlede is uitgewis. Dit beteken dat jou hede, die sonde van jou hede bedek kan word. Gedek en gereinig word deur die bloed van Jesus. So wat gebeur dan nou as ek sondig? Moet ek nou teruggaan na go toe, soos die game van Monopoly, waar jy teruggaan na begin toe, en jy alles weer van oor af moet begin? Moet jy weer van voor af tot bekering kom? Nadat jy gered is? Nee. Want luister hier, elke sonde wat jy gepleeg het, was in die toekoms toe Jesus daarvoor gesterf het. Hy het 2000 jaar terug gesterf. Vir al die sondes voor dit en al die sondes na dit. Kan ek 'n amen kry? So toe hy gesterf het, was jou sondes in die toekoms by hom. Al jou sondes. Dis of jou sondes verlede, of hede, of toekoms is, die bloed van Jesus reinig alle sonde. Jesaja 53 sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel.
Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen na sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy het die geregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. 1 Petrus 2:24 verduidelik dit so, hy sê, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe. En, luister hier, het is nie dat ons net afsterwe vir sonde, maar dat ons kan leef vir die geregtigheid. Ek reken myself as dood, en ek reken myself as lewend in die geregtigheid, deur wie se wonde ek genees is. Yes, luister wat sê Psalm 103. Sover as die ooste verwyder is van die weste, sover verwyder hy ons oortredinge van ons. Psalm 32 vers 1 sê, welgesalig is hy wie se oortredinge vergewe is, wie se sonde bedek is. Welgesalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie. Geregtigheid word aan jou toegereken. Amen. God sê ek het jou toegemaak met my kleed van geregtigheid. Wel, baie mense vra die vraag, kan mens dan jou redding verloor? Kan 'n mens dan jou redding verloor? En jy weet, daar is mense wat so doelbewus wegdraai van God af en weer verlore kan gaan, wat die bloed van die Here weer openlik vertrap en die gees van die Here bedroef. Daar is mense wat kan wegdraai van die Here af. Want 'n mens kan jou genade draai op die mens kan jou rug draai op die genade van God. En nie verder in geloof wil wandel dat Jesus se prys volkome was nie. Maar hier is die ding. Luister hier. As jy in hom bly, kan jy nooit verlore gaan nie. As jy in hom bly, kan jy nooit verlore gaan nie. Ek glo dat as jy in hom bly en jy gered is jy vir altyd gered. Solank jy in hom bly, kan jy nooit verlore gaan nie. As daar nog enige sonde teen my is, dan is ek vir altyd verlore. Maar Christus het my sonde geneem. Toe Jesus na die kruis toe gegaan het hy nie die helfte van jou sonde gevat nie. Hy het al jou sonde op hom gevat. En daarom is ons gered. Ons is veilig en ons is verseker as gevolg van wat hy gedoen het. Luister hier, die manier waarop jy gered bly, is die manier waarop jy gered is. Luister na wat ek sê. Die manier waarop jy gered bly, is die manier waarop jy gered is. Hoe is jy gered? Deur geloof in die Seun van God. Ek is gered deur geloof, nie in werke nie, so ek bly in geloof. Ek is nie gered deur werke nie, ek is gered deur geloof, so ek sal gered bly. En as jy dink dat jy in elk geval gered word deur goeie werke of goeie dade,
of om baie godsdienstig betrokke te wees ergens, dan sal jy vir altyd wonder of hy jou werklik vergewe het. Het ek genoeg gedoen? Is ek goed genoeg? Is ek regverdig genoeg? En as jy dink, dis in elk geval, deur goeie dade dat jy gered word, sal jy nooit in geloof in Jesus kan lewe nie. Jy moet in jou geloof in jouself lewe, en ek kan nie. Dieselfde genade wat ons red, en ons vergewe, en ons genees, neem ook ons sondes volkome weg. Deur die geloof. En dit is hoekom ons weet en kan sê, ek weet. I know that I am saved. Ek vertrou op Christus alleen. These are the three fundamentals. Christ alone, faith alone, grace alone. Alone in those things. That's where my confidence is. Waarom kan ek sê dit gaan, it is well with my soul. Yes, everything is going crazy around me, but it is well. I am secured. I am safe in His blood. I'm kept in His grace and in His righteousness. I'm preserved in His grace. Die derde ding, hy wil weet dat jy moet weet dat jy van die dood na die lewe oorgegaan het. Jy het nie van die lewe na die dood oorgegaan nie. Ons het van die dood na die lewe oorgegaan. Hierdie is wat ek vir nuwe Christene altyd sê om te lees, is 1 Johannes. Maar die sê hy 27 keer dat ek weet. 1 Johannes 5 vers 11 sê, en dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het net 'n bestaan, maar hy het nie 'n lewe nie. En so weet ons dat ons oorgegaan het van die dood na die lewe as ons Christus het, as hy in ons lewe ingekom het. Toe het ewige lewe vir jou 'n werklikheid geword. Ewige lewe en hemel is twee verskillende dinge. Dis nie sinoniem nie. As 'n verskil. Die hemel is 'n byproduk omdat jy ewige lewe het. Die toekoms wat ons het, is omdat ons die ewige lewe het. En die ewige lewe is in die Seun, Jesus Christus. Ons is almal doodgebore in ons oortredinge en in die ou mens. Ons was 'n wandelende zombie. Ons het 'n Adam bewustheid gehad. Maar nou dat die tweede Adam gekom het, of die volmaakte Adam gekom het, lewe ons in die tweede, in die geregtigheid van Jesus Christus. Hy vervang ons ou natuur. Johannes 10:27 sê, my skape luister na my stem, en ek ken hulle. Hulle volg my. Dan sê vers 28, en ek gee hulle die ewige lewe. En hulle sal nooit verlore gaan nie. Tot in ewigheid. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal. En niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Die duiwel kan jou nie ruk uit die hand van jou Vader nie, van God nie. Hoe lank is ewige lewe? Wel, dit is langer as om net lang te lewe. Dit is die ewige lewe. Maar ons het van die dood na die lewe oorgegaan die oomblik toe Jesus in ons lewe ingestap het. En ek is vandag lewendig in hom.
I'm alive in him. I'm dead to sin. I'm alive to him. Jy kan ook sê, wel ek wil wag tot ek in die hemel is, om uit te vind of ek die ewige lewe het. Nee, jy het nou al die ewige lewe. Hierdie nou is wanneer jy jou geloof in Jesus plaas en hierdie ewige lewe aan jou gegee word. Nommer 4. God wil hê dat ons moet weet dat hy het 'n perfekte plan vir jou lewe. Jy is nie 'n ongeluk nie, jy is nie per toeval hier nie, jy is nie as gevolg van omstandighede hierso nie. God het jou geweef in jou moeder se skoot. Jou beplan. So ek sê dit alles om jou te vertel dat God het 'n plan met jou. Nie net vir nou nie, maar vir hierna en vir ewigheid. Sy plan is vir ewigheid vir jou. Die planne van die wêreld is op pad nêrens heen nie. Laat ek dit vir u sê. Die planne wat mense maak op hierdie wêreld gaan uiteindelik tot 'n einde kom. Die wêreld is op pad na 'n einde toe. Maar ons, God se plan met ons gaan verby hierdie lewe gaan. En toe Paulus sê dat ons moet staan en soos ligte skyn te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Moet ek weet dat die planne van die wêreld is nie waarin my hoop is nie. As jy Christus nie ken nie, het jy nie 'n benul van waar jou lewe heen op pad is nie. Ek bedoel, jy word net aan good luck oorgelos. Sterkte met good luck. As jy Christus nie in jou lewe het nie, het jy nie luck nodig nie. As jy nie Christus het in jou lewe nie, het jy luck nodig, het ek dit so stel. Maar ons het nou Christus en ons is gekoppel aan sy ewige plan vir ons lewe. Jy het dalk jou eie planne en jou eie idees. Maar wat gebeur as jou lewe uitmekaar val? As dit gebeur, dan weet jy, daar's nog steeds 'n ewige plan met jou lewe. Die Here rig jou voetstappe, maak nie saak waar jy nou loop nie. Die Here het 'n plan, hy het 'n doel. En ons lewe met 'n vertroue in hierdie dinge. 'n Vaste vertroue om so te lewe, maak so verskillende mense lewe. As jy elke dag opstaan met die volgende wete, nommer 1, ek is gered. Ek sal op want ek weet dat my sonde vergewe is. Ek het oorgegaan van dood na lewe en God het 'n plan met my lewe. Bring dit 'n vrede en 'n blydskap in jou lewe. Vir alles wat ek nou gesê het, wil ek hê met hierdie versie onthou. Filippense 1 vers 6. Omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk begin het, dit sal volëindig. Jesus het begin om my lewe te verander en hy is nie klaar nie. Hy sal dit volëindig tot op die dag van Christus. I am becoming more and more and more like him. Not more and more like my grandfather or my father of my sins or Adam. I'm becoming more and more like him. And he started the work in me. And he will finish it. And yes, I might not be perfect. And I might do wrong every now and then. But I am going in the right direction. I'm not going back. God is nie klaar met jou nie. Hy maak klaar wat hy begin het. En laaste punt, nommer 5. Ons moet weet dat omdat hy
die Here is alles wat gebeur op die wêreld onder sy beheer. Everything is under his control. En so lewe ons nie met vrees en onsekerheid oor die toekoms nie. Kan ek 'n amen kry? Ons lewe nie met vrees en onsekerheid nie. Ons leef nie met angs oor wat tydelik gebeur en wat volgende gaan gebeur nie. Ons oë is op 'n groter doel. En Judas beskryf dit, hy noem dit 'n doxologie. Dis aan die einde van die boek skryf hy dit en ek gaan ook hiermee eindig as 'n doxologie. Judas 1 vers 24. Aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Ek gaan dit weer lees. Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan hom kom toe die lof en die eer en die heerlikheid. Aan hom kom toe die lof. Ek is nie in staat, luister, om myself te red nie, maar hy is in staat om my van die uttermost to the uttermost te red. Tot die uiterstes te red en om te keer dat ek struikel. En as ek struikel, listen, the steps of a righteous man are ordered of God. Die Spreuke sê, die regverdige val 7 maal, maar elke keer dan staan hy weer op. Psalm 37 sê, deur die Here word die gange van 'n man bevestig en hy het 'n welbehae in sy weg. As hy val, stort hy nie neer nie. Want die Here ondersteun sy hand. Luister, die Here ondersteun sy hand. Weet jy wat is redding? Redding is nie om vas te hou aan hom nie. Redding is dat hy vashou aan my. En ek is in die greep van God vasgevang. He's not gonna let me go. He's never gonna let me go. Ons is van nou af tot in ewigheid in die grip van God. Ons staan in sy geregtigheid. Verklaar, rein en volmaak. Geklee in sy geregtigheid alleen, in sy bloed alleen, in sy genade alleen. Onberispelik voor hom. En hy is in staat om ons te bewaar tot die einde toe. Halleluja. Ek wil vir julle sê, ek is meer opgewonde oor Jesus as oor enige iets anders in hierdie wêreld. Ek is meer opgewonde oor hom as politiek. Ek is meer opgewonde oor hom as die volgende verkiesing. Ek is meer opgewonde oor hom as oor sport. Ek is meer opgewonde oor hom as vermaak, as mag, as roem, as enige iets van hierdie wêreld. Jesus is my lewe, hy is my hoop en daarom is ek opgewonde om Jesus te sien kom eendag. Daar's niemand soos hy nie, daar's niemand langs hom nie, daar is niemand bo hom nie. Ek wil eindig waar ek begin het. Wanneer ek na myself kyk, word ek selfbewus. Word ek sondebewus. Word ek ou mens bewus. Wanneer ek op Christus let, word ek geregtigheidsbewus. Word ek Christus bewus. Word ek bewus van die nuwe skepping wat ek is. Wanneer Christus na jou kyk, sien hy Jesus se geregtigheid op jou. Wanneer hy na Jesus kyk, sien hy al die sondes van jou op hom.
Hy sien niks van jou sondes op jou nie. Hy sien jou sondes op hom. Op sy liggaam het hy dit geneem, sodat jy op jou liggaam die geregtigheid van Jesus kan neem. Wat dra jy nou? Jy dra nou die mantel. Amen. Wat dra Jesus? Jesus dra jou sonde. Wat dra jy? Jy dra die mantel van sy geregtigheid. That's what I'm carrying. That's my only burden, if you can call it a burden. It's the righteousness of Jesus upon my life. And I carry it proudly. And I remind myself every now and then who I am. Who I am is who He sees I am. Who I am is who He sees I am. Ek wil vra om saam met my te staan. Die oë toe te maak en ek wil vra om Uself nou die oë van U verstand aktief te maak. Ek wil vra om Uself te sien. Dat jou sondes is op hom geneem. Wil jy met dit sien? Wil jou sondes op hom sien? En ek wil jy met sy geregtigheid op jou sien. En dan wanneer God na ons kyk, kyk hy deur die bril van die bloed van Jesus Christus na ons lewens. En wanneer ons na onsself kyk, kyk ons deur dieselfde bril as wat God na ons kyk. En wanneer hy sy seun Jesus Christus se bloed op jou sien, dan sien hy alles wat hy gedoen het vir jou op hom. Kan jy hierdie prentjie sien? Sy geregtigheid op jou. Ons lewe nou in geloof in die prentjie van die kruis. Ek sien myself, Vader, as die ou mens wat gesterf het en die nuwe mens wat 'n nuwe skepping is, dat al die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Ek is weergebore. Ek is nie meer die ou mens nie. Ek gaan aan my gedrag werk, want U help my. Ek gaan beter word, want U help my. U Heilige Gees is in my, wat my lei na waarheid, my lei na volmaaktheid. Vernuwe my gedagtes na U woord vanoggend. En nou staan ek in selfvertroue en ek weet dat ek is gered. Ek weet, Here, dat U het my sondes op U geneem. Ek weet ek het van die dood na die lewe oorgegaan. Ek weet dat U 'n doel en 'n plan het vir my lewe. En ek weet, Here, dat ek in hierdie wêreld in die volmaakte prestasie van Jesus geklassifiseer word. I am a new man. All things have passed away. All have become new. In the name of Jesus. I am the righteousness of God. I am complete in Him. In You, O God. I see myself. I remind myself of who I am. I am who You see I am. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen. Free audio post-production by alphonic.com.